Kyk, so ek dink daar's nog nie 'n pekeneet boer wat gewens het hy kan nie sy pekeneet stroop nie. Nee, julle weet mos hoe gaan dit. So, stel jy belang om te mekaniseer? Ek praat met Werner, ons is hier by SA Pekin se Boeredag. Hy gaan my meer vertel hoe werk daai oesmasjien van hulle. En hy het nog 'n wandjie ook wat hy aansleep. So, oesmasjien met 'n venterwandjie. Checkie. Môre Choppie. Werner, hoe lyk dit? Nee, goed aan jou kant. Doodstil, rustig. Jy gooi my nou weer onder die bus in vanmôre. Dit is nou net so, jy moet my nou vertel wat se besigheid staan hierso. Hoe werk die storie? Ek wil eerste ding wat ek wil weet is wie is Flory? Flory is 'n maatskappy wat in Amerika is. Hulle is in Sacramento. Ja. Ek dink hulle het in 1935 het hulle die eerste masjiene gebou. En hulle is een van die markleiers in Amerika in pekanete en macadamias en hazelnuts. Hulle het 'n baie groot reeks van toerusting in die forest harvesting en dan ook in die pekaneetbedryf, oesmasjiene en stroopers en alles. Nou, want ek weet jy's al jare in die bedryf besig en ek dink seker een van die eerste ouens wat regtig ernstig pekaneet toerusting ingevoer het. Hoekom het jy spesifiek besluit op hulle? Die selfaangedrewe masjiene bou Flory. Jou 872, 8600, 8770 en dan ook ons sweepers. Savage het nie selfaangedrewe masjiene nie en toe het Savage saam met Flory ingegaan en ek koop onder Savage se naam koop ons voer ons die masjiene in en dit is maar verbintenis wat hulle onder mekaar het wat deurgevloei het na Suid-Afrika toe. En op grond van die kwaliteit wat jy en diens wat jy by Savage gekry het, neem ek aan kon jy sê okay, dan kan jy aan boord kom met hierdie ouens op. Dit is maar wat gebeur het. Okay, awesome. Nou okay, vertel my hoe werk die besigheid hier agter? Choppie, die is 'n 860 vir 860 Flory harvester. Jy kry hom in 2 pakkette. Ons noem hom 'n John Deere applikasie. Ja. Of 'n non-John Deere applikasie. As jy 'n John Deere trekker het, dan kry jy nie die hidroliese gedeelte by nie. Yes. En dan trek jy direk van die trekker af sy hidrolies. Want dan jy genoeg olie. Is dit die plan? Jy het nie genoeg olie en alles. En met die ene 90% voer ek al die masjiene in as 'n non-John Deere. Dat jy net die PTO gebruik van die trekker. Baie keer is die trekkers verouderd en dan veroorsaak dit as die hidroliese krag baie min is en dan is die fout op die masjien en dis nie dan dit kom van die trekker af. Wat ek meen op die einde van die dag, dis klein trekkers waarmee ons hierdie goed trek. Jy praat van ek neem aan die TT75 trek hom, nê? Choppie, ja, hy trek hom tot hier. Maar hy trek hom nie in die boord nie. Jy het 'n minimum 90 horsepower trekker nodig. Ja. Om die masjien te trek. 110 horsepower is maar eintlik die aangewese ding waartoe. So kyk nou so kom ons sê 80 kW. Give or take is dit perfek. 80 kW is ideaal. Right, en ek meen maar nog steeds, hulle is nou nie berig vir hulle verskriklike olie vermoë nie. So ek sal hom eerder van die PTO al wil trek is my persoonlike. Dis maar beter dan weet jy alles op die harvester werk. Dis maar hoekom ons hom met sy hidroliese pak invoer. Right, so en dan okay, so vertel my nou die waiertjies hier op die kant. Sien om jou koud te hou nie, nee. Ja, nee, dit is maar net jou pedal wheels. Die jou windrye is baie keer nie reg gesweep nie en hy bring maar net jou windrye meer in na die bek van die harvester. Ja, maar nou is die proses voor hierdie ding. Jy praat van windrye. Nou hoe maak ek nou hier voor? Want onthou ek is old school. Ek skud en tel op. Nee, ek verstaan nog nie hierdie besigheid waarmee jy is nou fancy tegnologie die. Choppie, jy begin heel eerste sit jy 'n skutter in. Ja. Wat jy nou self besluit, is dit 'n PTO skutter, is dit 'n selfaangedrewe skutter. En dan die tweede proses is dan sit jy 'n sweeper in. Ja. Die sweeper bring die rye van links na regs na 'n groot windry toe. So haal hom basies onder die boom uit, kan ek so half sê dan net so dat ek daarom met hom kan werk. Ja, en dan sit jy 'n rouwek bo-oor. Ons gaan nou by die rouwek kom. Hulle noem hom die stofsuier in Suid-Afrika. Ja. Dit is 'n 8960 en hy suig al die blare uit en jou meeste van jou neute bly in 'n bondel oor. Daar's 2 maniere om die rouwek te gebruik, maar ons gaan nou by sy prinsip uitkom. En dan kom jy met die trekker wydsbeen boor die windry. Daai is 'n 48 duim pick-up wat hy het en dan tel jy die neute op
Hy het jou eerste ketting wat 'n tipe van 'n aardappelketting is. Yes. As ons soveel optel, wat jou eerste jou sand en goeters So hy tel hom basies op en dan kom die sand val dan basies daardeur, nee. Dan gaan hy oor na jou sekondêre ketting toe, Yes. wat weer nog sand uitval. Dan val hy op jou derde ketting op. Ja. Jou derde ketting vat hom agtertoe en dan heel agter suig jy die blare uit en die sand wat nog oor is en hy blaas dit hier uit agtertoe. En dan ek neem aan ons moet dit aan daai kant kyk, nee. Ja. Want hoe loop hy, waar suig hy hom basies uit? Hoe werk hy uitsuig besigheid? Ek moet net agterkom, waar Die is dit? suig is in die gedeelte. Hier is jou chute wat hiernatoe kom. Ja. Hy het hier 'n deflektorplaat wat jy kan Ek kom sien van hier af, Ja. ek net kyk wat hier aangaan. O, okay, right. Yes. die deflektorplaat stel jy nou opper om meer wind in te suig Yes. en toer om minder wind in te suig. Dit is maar jou suigaksie. En dan val jou neute van daar agter reguit af en hy val direk op die wa. Okay. Dis die 1500 wa. Ek kry die 1400 wa ook. Die 1400 wa het nie die sticker nie. Dis die sticker gedeelte. Okay, Die wat neute val hier op. wag eers, wat se ding, hoe werk dit die sticker? Die sticker is maar net 'n ketting wat loop en jou stokke lê bo op jou die sticker. Jou Ja. neute val deur. Die stokke bly oor. Die stokke kom O, so hy ontstok om eintlik. ontstok. Kom verby. Hy val op daai konveier Ja. en hy val in jou stickbox. Hier is jou stickbox. Ek leer weer vandag goeters, nê. Nee. Dan op die punt van die land. Dit is 'n bietjie meer ingewikkeld as 'n 50 kg sak, maar okay. Ons Ja. En hier is al jou stokke. Dan en al jou stokke is dan hierso en dan kan jy hulle nou vat en hulle deur 'n chipperlip druk of whatever ook al jy wil. op die punt van die land stop jy nou is jou wa vol. Nou Ja. wil jy reverse in 'n diep wa in. Jy aktiveer jou uitlaai. Ja. Hy word daar geaktiveer. Hy het 'n ketting aan die onderkant en hy het 'n ketting die kant. En dan gooi jy dit in 'n wa in. In dieselfde oomblik uit die cap uit maak jy daai silinder oop. Op die punt van die land lê 'n bondel stokke. En dan gaan jy weer met jou oesproses aan. En dan kom ons terug later die middag en gaan braai ons daar Dan by die kan ons stok. braai. Nee, hy stokke is te min om te braai. Ek vat 'n kans, ek Ja. hoop hulle is genoeg. Ja. Dit is baie cool. Het hy verskillende groottes waarna hy kom? Op die stadium voer ons net die 860 in. Daar is 2 of 3 verskillende ander masjiene, maar op die Suid-Afrika is dit die 860 is jou pick and harvester. Sê gou vir my self aangedrewe versus hierdie sleepbesigheid. Ek meen ek self hou meer van hierdie want ek het nog steeds 'n trekker waarmee ek iets kan doen. Maar wat is die verskil tussen dit en die self aangedrewe ene? Die self aangedrewe masjien oes vinniger. Ja. Jy sit op die ry, jy sien wat op jou ry aangaan. Hier moet jy heeltyd agtertoe kyk. Ja. Onthou jou harvester, selfaangedrewe harvester is so rondom 7 meter lank. Ja. En jou kaart is ook so maar 6-7 meter. Dit is jy het 'n trein van 14 meter. Hierso het jy 'n trein van 20 meter. Jou draai vermoë op 'n selfaangedrewe masjien is baie korter en die een is baie langer. Jy praat van 'n draaisirkel van 1 meter langer op die trein wat ons hier het. En jy self aangedrewe en 'n bietjie meer kapasiteit of hoe werk Hy het baie, sy kapasiteit is meer, omdat hy 'n sterker engine in het, sy hidrolika is baie meer en sy ketting is ook 'n 48 duim. Dit is amper dieselfde ding as wat jy 'n sleepsnyer het versus 'n self aangedrewe snyer. Hy's doelpas gemaak vir die job. Ja. So alles fit net in mekaar, is ek reg? Net in mekaar. En dit gaan maar net oor die ou wat kan en die ander ou wat nie kan nie. Vir die ouens wat dalk nou vinnig hierdie video kyk en nou nog in die oes is, het jy stok op hierdie stadium of is dit maar volgende jaar se besigheid? Ons het stok. Ons het 2 860 harvesters. Ons het 2 1400 kaarts
en ons het 2 selfaangedrewe skutters. Nou ek weet ons is nou nie meer op Nampo nie, maar hulle is seker op 'n Nampo special prys, nê. By Werner nooit op 'n special nie. Uitstekend. So ek kan hom net meer in kontak kom en dan kappel hom. Ja, is reg. Werner, dankie baie. Dankie, Chubby. Right, so dit is Werner hierso van Savage by SA Pekin se Boeredag. Okay, so as jy moeg is vir sukkel, daar's jou oplossing, né? Nee? Jy het al gesien wat kan jy uit jou neute uit kry op hierdie stadium, so jy weet wat jy gaan pocket vir die oes. 2 beskikbaar en ek is seker of hy kan sy arm draai. Dis die wat vals prys af, linkie bo of hier onder. Wie's Werner se nommer? I'm a poet and I don't even know it. Tot volgende keer. Groete.